Jy kry taf en dan kry jy taai en ons niks so taai soos 'n boer nie. 12 boere het 6 maande om so goed as moontlik te word in gemengde vegkuns. En op die 14de September gaan hulle stal wys in die versus kruit. En een Moereboer kampioen gaan dan aangekondig word. Hierdie is Moereboer. In hierdie episode van Moereboer gaan ons hierdie boere bietjie tot die toets sit agter die stuurwiel. En ek en Rikus de Beer gaan dan ook hulle fight name vir hulle doop. Rikus, baie dankie dat jy hierso is. Dankie dat ons hierso een van julle Henny's restaurante kan gebruik. Jy het 'n baie belangrike werk op die aand. Ek is op my senuwees maar baie opgewonde te gelyk. Ek dink opgewonde. Daar's geen persoon wat hierdie ouens beter kan voorstel voordat hulle mekaar bietjie gaan facebeet kry soos jy nie. Ek wil graag vandag deur die gevegte gaan. Okay, asseblief. Deur die atlete gaan. Ja. Ons het 6 boere gevegte. Op die aand het ons ook 2 amateur gevegte en 3 professionele gevegte. So daar's 'n hele fight night wat voorlê, maar ek dink ek en jy kan vasmaak op 'n paar name vandag. En hulle hou dit. Okay, obviously party het. Okay. Eerste fight. Lambertus Skeepers teen Erik Basson. Lambertus lyk of hy hom al verergerd in 'n kroeg vir 'n paar ouens. Jy kan sien hy's 'n ernstige. Hy likewise. Soos vir al die jongetjies wat raas, lyk of hy al so shut up. Ek moet vir jou sê dit pas nogal snaaks by sy persoonlikheid. Hy's nie die vrolikste ou. Maar hy lyk of hy kort lont het. Lyk of hy lekker ou is, maar tot op 'n punt. Het hy nog geen naam nie? So hy het 'n naam. Okay, sy naam is Chicken Wing. Okay. Ek weet nie hoekom nie. Maar ek like dit. Aanvaar jy daai naam? Chicken Wing is my lekker. Ek like dit. Erik Basson Erik van Middelburg. Baie in dieselfde geaardheid as Lambertus. Ja. Baakie lang storieetjies nie. Ek dink hulle gaan inkom en mekaar regtig alweer. Ja. Erik Basson het 'n noemnaam wat Okay. sy kollegas vir hom gegee het. Maar hy haat dit. Okay, great. Wat as dit haat gaan ons met dit. Wat is sy noem? Dis Baton Basson. Baton Basson is dit. Okay. Nee, Hulle ek is love it. gefight doop. Dit is vas. Erik Baton Basson, ek love it. Okay, volgende fight. Stef Mentjies teen Andrei Prinsloo. Chom, het Stef Mentjies van Rian Kruiwagen se bloed in. Hy lyk soos 'n 19-jarige. Hy daai presiese, maar 'n lang Rian Kruiwagen. 'n gejuiceer Jan kry. Ja. En hy daai tipiese Superman kuifie. Stef vleiskuif. Ek like vleiskuif. Vleiskuif is Stef vleiskuif Mentjies. Ek like vleiskuif Mentjies. Stef vleiskuif Mentjies. En hy rol met Dandrey. Dandrey hy verteenwoordig Ventersdorp. Ons is nie so ver van daar af nie, so hy en JW oefen baie saam. JW kom na my toe, maar dis amper asof hy wil nie hê te veel mense moet dit hoor. Ja. Hy kom na my toe, hy sê my toe. Jy wys hom een keer iets. Dan En dan doen hy dit teen van die beste amateure in daai gym. Soos jy wys hom een keer iets. So hy neem net data in via snor en dan gaan dit onmiddellik. Hy het 'n mooi stash. Hy het 'n mooi snor. Stoorbesem. Stoorbesem? Stoorbesem. Dandrey Stoorbesem Prinsloo. Yes, dit gaan mooi skree. Kan ons net meer fighters en net noemname vir hulle gee? Ek sal dit eendag doen. Fight nommer 3. JW Berg teen Driekus Jacobs. So JW Berg het sy swart belt in brandewyn drink. Dis 'n fight. Okay. Hy doen sy training, maar hy doen ook sy training as jy weet. Balanseer. Ja. Ek hoor jou. Jy weet Driekus Jacobs, een van daai ouens, hy het 'n gedig gelees. Hy's 'n diep siel. Hy's 'n baie diep siel. Driekus Diepsiel. Diepsiel Jacobs. Diepsiel is 'n bietjie van alliterasie ook. Driekus Diepsiel Jacobs. En ek dink JW Blikkeel. En die man is obviously dor. En hy is dan nie haarslik. Dit is amazing. JW Blikkeelberg teen Driekus Diepsiel Jacobs. My chom. Dis heeltemal. Volgende fight. Die man met die klip. Die groot manne. Dis die groot Die brag. heavyweights. Kyk, Rian Gous teen Etienne Erasmus. Ek het vir Rian gecheck op die promos op die ander episode. Liewe klippe. Ja, hy Baie- like nog as 'n klip. Ja, net om vir jou 'n bietjie konteks te gee. Rian Gous, hy's baie groter as op foto's. Dis groot manne hoor. Hy staan op die grondvloer, maar hy kyk op die 3de vloer. Soos hy's ongelooflike saggeaarde mens. Jy weet, vir hoe groot hy is, het hy die sagste hart. Ons kan hom Goliat noem. Jy kan, maar dis Maar maar hy 'n bietjie was geslaag. obvious. En hy was En daar's 'n klip, as Goliat en 'n klip, doesn't go well together. Ek weet ja.
Ja, klipsag. Want dis die ironie in die hart. I dig it. Ek hou van dit. Klipsag? Rian klipsaghous. Ek love it. Ek love dit. Nou, Etienne Erasmus, hierdie man, elke keer as hy voor 'n kamera kom en hy sê iets, dan wil ek my gat aflag. Ek weet nie hoekom nie, maar hy herinner my regtig aan Goofy. Ek Die dink dis cartoon. great. Vasmaak op Goofy. Goofy is vir my beautiful. Ek ja. like Etienne Goofy Erasmus. Volgende fight, Zak Steyn teen David Lou. Zak Steyn, die man is in Pretoria. Okay. Guldenvrug plaas, ongelooflike mooi plaas. Hulle boer net met African Angus. Hulle is baie, hulle weet wat hulle like. Ja. Hulle doen net dit. Hy soos die Richie Rich van die line-up. Hy like rubberbrand. My cash, so Zak. Zak. Maar met 'n K. Met 'n K. Zak Steyn. Zak Steyn. Zak Steyn. Vas. Ek like Ek it. love it. David Lou, van Sekunda af. Man doen ongelooflik baie pull-ups. Ek kan sien hy's uit kondisie. Man, jy kan sien sy skouers het al skouers. Ja. En hy boer met aquaponics. Okay, ja. Gaan maak of ek weet in my kop skud. Klink amazing. Ja, ek weet dis van die water wat jy Watervisse. Aqua, Ja. Kyk, great kondisie. Tan is nie daar. Nogals bietjie wit. Tan is nie daar nie, Yes. is bietjie bleek. Jy kan sien die eerste kout is op, die Ja. ander twee moet opkom. Ja. En Hy maar het wat in 'n skare weer groot geword. ek wel beïndruk is die kuif. Die kuif is amazing. Dit is regtig amazing en dit lyk of hy ook as dit nie moeite is nie, dis natural nog beter. Sal ek sê kokketeelkuif? Cockatiel, maar die bleek cockatiel. Bleek cockatiel Lou, want dis die wit, fris wit met die bietjie van die David, bleek cockatiel Lou. Dit voel vir my bietjie lank. Ja, Bietjie wat van blokketiel. Bleek cockatiel, blokketiel. Blokketiel, dis die fris bleek cockatiel. Blokketiel. Bro, dit is die beste nog. David Blokketiel Lou. David Blokketiel. Ek gaan net my pronunciation moet regkry. Ek love it. David Blokketiel Lou. My chom. Dink is Vas. amazing. Vas. Ek dink hierdie is in meeste mense se opinie potensieel fight of the night. En dis Adams Mentjies van Brits. Ja. Teen Jannie Nel van Jan Kempdorp. Oef, my vriend daai, maar daai ons lyk ernstig. Adams Mentjies, ongelooflike goeie familieman. Jy kan sien sy familie is baie belangrik vir hom. Lyk nou goeie. Natuurlik Stef Mentjies is sy boetie. Okay. Hulle deel die kaart. Hulle verteenwoordig Brits. Adams Mentjies se ken herinner my aan Buzz Lightyear. Buzz. Moet Buzz. Buzz Lightyear. Dit moet- Daar's een Of net Buzz. of Family Man, daai ou ding wat ook so fris een. Ja. Quagmire. Ja, ons kan dit ook doen. Maar ek dink Buzz. Adams Buzz Mentjies. Erns Buzz mandjies vir die kake. Jannie Nel. Jy spraak daar's baie kop daar. Hierdie- Ek dink dis 'n voor dit kan nie. Jannie Nel het ons algemene kennis en ysbad challenge gewen teen Adams Mentjies. Dis dit so taaf. So almal het hom kop genoem op skool dink ek of waar sit hy? Okay, well dan is dit kind of his thing. So Jannie Kop Nel. Jannie Kopnel, ek dink Ek as dink- as 'n ouer by, kyk as 'n ouer het. Soos jy. Ja. Dan is hy jou. So ek dink is beautiful kop en wat 'n Buzz. Buzz en kop, ek glo. Vas. Okay, Vas. great. So jy ken nou die atlete. Ek het hulle. Ons het 6 boeregevegte. Nou net van die oog af, wat 'n fight like jy? Ek like hierdie Buzz en kop. Buzz en kop gaan vir my lekker wees. Die 'n ander boetie van Brits ook, Stef Mentjies. Daar's hy Prins Ek dink ook. hy daai gaan ook vir my 'n lekker rol wees. Baie dit dankie. lyk amazing. Chom, ek is opgewonde. Ek kan nie wag nie. Yes, dit gaan amazing wees. 6 boeregevegte, 2 amateurgevegte waarvan een 'n amateur titelgeveg is as gevolg van ons versus promotion se fight night ook en dan 3 pro fights. So daar's baie om na uit te sien. Chicken meat all around. Kan nie wag nie. Ons blou en rooi span boere is nou op pad na Epic Karting Seringa, waar hulle nou teen mekaar gaan kompeteer in 'n go-karting kompetisie. Motorsport en gemengde vegkuns het baie in gemeen. Jy moet splitsekondes besluite kan neem en onder geweldige druk moet jy jouself kan back. Goeiemôre boere, baie lekker om elkeen van julle weer te sien vandag. Julle het al lekker geoefen nou in die laaste ruk en so. Ek weet julle is baie excited, maar vandag is die laaste challenge. Vandag gaan julle die geleentheid kry om teen jou opponent mee te ding vir die eerste keer, maar nie die laaste keer nie. Ons is baie opgewonde ook om te sê, vandag kry jy die persoon wat wen R10,000 van Elegant Fuel se brandstof. So dit behoort te help met al die gerye en al die challenges doen, nee. Ons sien uit om te kyk wie wen vandag. Ons is vandag hier by Epic Karting, ons het 'n bietjie kom go-karts ry. Zak Steyn se opponent David Lou was ongelukkig nie op die dag daar nie.
Go voor je show, papa. Real lyk goed. Ja, lyk baie goed. Etienne Erasmus kies elke keer die verkeerde racieslyn en hy slaat hopeloos te veel op daai remme. Maar ek dink iemand soos Rian bewys dat swaar gewig nie noodwendig 'n nadeel sal wees nie. Dit is lekker. Ek sal vir julle sê hierdie is baie lekker karretjies. Baan is baie nice. Baie lekker, die karretjie ry baie maklik. Ek het gedink ek gaan die stuurwiel meer moet draai om te draai, maar as jy net so maak dan woehoe, skiet jy hier in jou rigting in. Lekker opgewonde. 'n boer soos Erns Myntjies wat tweede gekom het in die Dam se challenge, is iemand wat nou hierso sal wil terugkom en hy sal wil wen. Hierdie is 'n kop-aan-kop resies van beide Erns en Jannie. Beide van hierdie ouens wil definitief in die finaal wees. Jannie lyk asof hy agterraak, maar daar's nie 'n ons van hom wat gaan opgee nie. Ja, die goedjies loop hoor. Dit was goed geweest. Ek het my reis gewen. Baie lekker. Baie goed. Hierdie is 'n kop-aan-kop stryd van beide Dandrey en Stef. Nie een van hierdie ouens wil 1 sentimeter weggee nie. Wie gaan hom vat? Gaan dit die een wees met die snor of gaan dit Stef Myntjies wees? Dit was lekker geweest. Ek het dit kwaai geniet. Dis iets anders. Dis uit jou gemak so uit, maar dit is baie lekker geweest. Baie lekker geweest, iets wat jy nie elke dag doen nie. As hy my nie van die baan af gestamp het, ek kon ook miskien gewen het. Hy is bietjie knap hierdie karretjie. Reg deur die reeks kan 'n mens sien dat iemand soos Erik Basson, maak nie saak wat die uitdaging is nie, gaan amper nooit na sy kop toe nie, nooit na sy hart toe nie. Hy's amper nooit regtig gestres nie en daai eienskap gaan hom definitief baie help in die fight. Lambertus is een van daai ouens wat nou al amper 3 of 4 keer tweede gekom het in 'n paar goed. Hierso gaan hy nou kyk of hy kan wen. Lambertus kan dalk die Afrikaanse weergawe wees van Max Verstappen. Hierdie ou vlieg deur hierdie resiesbaan. Gaan hy in die finaal wees? Ons gaan nou uitvind. Lekker experience. Dit was baie lekker. Dis nie iets wat ons elke dag doen nie. JW is ongelooflik stadig uit die blokke uit. JW sal regtig eerlikwaar net gelukkig wees solank hy net vir Dandrey wen. Dan dink ek, dan gaan die ou al klaar 'n bietjie dubbels gooi.
Ek sou graag teen Dan ry of teen Zak wou ry. Ek het maar gehoop ek kan teen hulle vasry of dit nou binne die kar is of buite die kar. Dit sou my dag gemaak het. Hy gaan seker dalk sê hy het die stadige kar, maar die ander het ons syne gewen, so ek is nie seker of dit 'n verskoning is nie. Soos gewoonlik het hulle vir my mos die stadigste karretjie gegee van die dag. Dit was dan moeilik om dit te maak werk. Driekus jaag weg asof hy iets gesteel het. Hierdie man is op 'n missie. Nee, vinnig, dit was regtig lekker. Dit was regtig lekker. Ons kan hierdie weer doen. Wel gedaan, Elektrikus. well done. Hy was lekker geweest. Gaan goed. Dinge is mooi, ons gaan nou wen. Zak se opponent kon nie op die dag daar wees nie. So Etienne Erasmus kry weer 'n tweede kans teen Zak Steyn. Gaan hy dit maak tel? Zak, ek meen hy ry 'n Mustang, so hy moet ervaring hê met vinnig ry en nou kom hy stadig hierso, so ek weet nie wat is sy storie nie. Zak, ek dink hy kom beter gedoen het. Ons is mos hier om 'n lekker tyd te hê. Dit help nie ek wen die hele bloody ding hier so. Jy weet hulle moet maar praat, maar ons kan weer gaan as ons moet. Die Eiden-ronde is klaar en net 2 boere uit die 11 uit kan nou deurgaan vir die R10,000 prys. Nou in die finaal het ons 2 ouens van die blou span, dis Lambertus Skeepers teen Rian Gous en hulle gaan nou teen mekaar ry vir R10,000 se petrol te danke aan Elegant Fuel. Dit is kop aan kop en nie een van hierdie boere wil vir die ander een 'n enkele meter se spasie gee nie. Hulle is wiel aan wiel. Hierdie oomblik is so intens. Wie gaan dit wegvat en gaan dit in die finale draai gebeur? Rian Gous, as dit 'n engine het, dit hoef nie eens wiele te hê nie, maar as dit 'n engine het, verstaan hy hom en julle gaan dit nou sien. Rian Gous, ons het gedink met daai gewig gaan hy definitief nie die voordeel hê nie, maar hy was reg deur die race, hy's net so klein bietjie voor Lambertus. En in daai laaste draai het dit neergekom op wie soek dit die meeste. En dit was die man wat engines love, Rian Gous, wat gedoen het wat hy moes om daai fight te wen. Lekker papa. Wat 'n bietjie stamp en stoot, maar dit is lekker, dis races ry. Nee, lekker, ek het net gewens hierdie moet 'n bietjie pad gee. Ek moet hom stoot die hele tyd. Ek dink as ek my gewen het, ek het hom oor die wenstreep gestoot, ja. Hy verdien dit. Hy was vandag 'n beter man. Kyk, ek weet nie hoe Rian so vinnig deur hierdie ding gegaan het nie, maar hy het die ding gewen. So, nee, dis ja, proper upset. Vir die algemeen ek like races ry. Go-karts is goed. Twee dinge in die lewe wat ek like, races ry en skiet. Baie geluk aan Rian. Hy verdien nie wen want dink dit gaan die laaste wen wees wat hy kry. Baie geluk aan Rian Gous. Baie dankie aan Elegant Fuel. Julle is ongelooflik en dankie dat julle vir ons met iets wat amper niks te doen het met fight nie, net so klein bietjie meer insig gee oor wat dit vat om te wen. Die go-karts op hulle eie was nogals baie lekker, was lekker om saam almal te wees, bietjie te gesels oor die fight en wat kom. So dis die laaste keer wat ons almal bymekaar is. Ek sal graag vir Jebie wil hoor, was daar ietsie positiefs gewees in die opbou tot en met nou voor die geveg? My oefening gaan baie goed. Ek weet nie hoe gaan Dan ry so nie. Hy daag nooit op nie. So ek wil eintlik maar net hê Dan ry moet vir ons vertel hoe dit hy gaan vir Stef wen.
Want ek dink op die stadium Stef gaan vir hom smoke en dit lyk al. Ja nee, dit lyk al Stef lekker hoe. Hy het my miskien gestaan met die karretjie, maar op hom staan met 'n vuis. Dan gaan ons vyf, papi. Janie, van jou kant af iets spesifiek. Net daai hele ervaring wat soos van wat jy daar regmaak en handskoene aantrek, die hele ding gaan lekker wees. Ek dink ek's net so opgewonde, net soos in die dag. As kan kom. Iets wat ek moet opbring is TikTok. Ek weet nie of julle al die comments op TikTok gelees het nie. Ek dink ou Ernst loop daar voor. Ek het self nie TikTok nie, so ek hoor maar wat my broer vir my sê, wat my vrou vir my sê, wat die mense sê dan maar ek sien daar's 'n interessante een van Dirk van die Westhuys, ek moet maar ja. Van die week so ja. Hy soek jou suiker op. En ons wenner vir die dag is Rian Kruis. Wel gedaan, buddy. Ja, ek's baie happy. Julle moes 'n lekker dag gewees, hè. Almal het lekker, dit was weer 'n lekker groep. En die dag was nice. Soos klein kindertjies in 'n sweetie winkel was hierdie boere nou so opgewonde nadat hulle al daai petrol fumes ingehaasem het dat hulle ewe skielik net begin arm druk het. Ek is so bly ek was nie daar nie. 3, 2, 1, druk. Al dan Rian. Ek is nie oor die algemene armdruk wenner nie. Nee, glad nie. Druk. Assai. Al dan daar. Dit was jou voorlei, Jomma. Hierdie was die semi. Druk. Ja, ons is nie groot op die armdruk nie, maar ek is bly ek kon hom vat, ja. Ek net die ding in sport kry ja, nee. Druk. Wat jy tafel? Jy weet kom nou. Kom Driekus. Kom Driekus. Daar sê Ek is gemaklik daarmee as my opponent dink hy sterker as ek. Druk. En jy al dit aus. Ek het die armdruk gewen, maar die krag is daar van albei, van Jannie se kant af ook, dis daar. Cheater! In die volgende episode gaan ons bietjie kyk agter die skerms waar ons nou met van ons professionele atlete, mediese spanne en ook ons afrigters gesels oor ons 12 boere. Daar's 1 week om te gaan.